so, Johan. Ons kyk op na die berge. Waar vandaan sal daar vir ons hulp kom? Ons hulp is in die naam van die God wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in alle ewigheid en nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Broers en susters, genade, barmhartigheid en vrede word ryklik aan u geskenk van God die Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Broers en susters, ons het teen God gesondig. Ons het gedoen wat verkeerd is in sy oë. Laat ons ons lewe ondersoek en onsself vergewis van ons sonde en liefdeloosheid. Hoor die wet soos Jesus dit opsom in Markus 12 vers 28 tot 31. Een van die skrifgeleerders het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe sien hy dat hulle goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom: "Wat is die heel grootste gebod?" Jesus antwoord hom: "Die eerste is, luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie." Ons weet nou dat ons sondig en doen wat verkeerd is in die oë van die Here. Laat ons ons skuld bely. Kom ons sing uit Gesang 245 vers 1 en 3.
Terwyl ons so bly sit, kom ons buig ons hoofde in gebed. Here ons Here, Vader, Seun en Heilige Gees. Dankie dat ons op hierdie donderdag so saam met mekaar kan stil word. Stil word, Here, omdat ons U hemelvaart herdenk. Dankie dat ons mag weet en mag glo dat U na ons wêreld toe gekom het om ons as mense te verlos. Om ons van die liefde van God die Vader te leer. 'n Liefde waar sonder ons nie kan klaarkom nie. 'n Liefde waarna ons smag elke dag van ons lewe. Vanaand wil ons vra, druk ons aan die Vaderbors. Troos ons en bemoedig ons, Here, daar waar ons troos en bemoediging nodig het. Troue Vader, dankie dat ons ook mag weet dat Jesus Christus in die hemel opgeneem is. Dat hy op hierdie oomblik besig is om vir ons elkeen 'n woonplek by die Vader voor te berei. En dat hy weer sal kom om ons elkeen te haal, wanneer daardie woonplekke gereed gemaak is. Here, ons sien ook uit na daardie dag. Daardie dag wanneer kommer en pyn en seer verbygegaan het. En ons deel van die engelskaar mag word. Troue Vader, ons wil vra dat U op hierdie hemelvaartdag dit stil en kalm sal maak. Ja, dat U ook vanaand ons harte en ons ore sal oopmaak. Oopmaak, Here, wanneer ons daardie laaste woorde van U in die wêreld in herinnering gaan roep. Ja, gee dat ons sal hoor, sal verstaan, en dat ons sal gaan doen soos wat U vir ons gesê het om te doen. Ons bid hierdie dinge nie uit verdienste nie. Ons vra dit enkel en alleen uit genade. En daarom het ons ook die vrymoedigheid om te vra, hoor ons, verhoor ons en wees ons genadig wanneer ons so tot U bid. Amen. Broers en susters, ons skriflesing kom vanaand uit die boek Handelinge. Handelinge hoofstuk 1, ons lees van vers 1 tot 11. My eerste boek, Theophilus, het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen en geleer het, van die begin af tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies het. Na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel,
Moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle keer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra: Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord: Dit is nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria, en tot in die uithoeke van die wêreld. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle: Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Hier eindig ons skriflesing. Gelukkig broers en susters is elkeen wat na die woorde van die Here luister en ook daarvolgens lewe. 40 dae het verloop van dat Jesus uit die dood uit opgestaan het. En nou vertel Lukas vir ons hier in Handelinge dat Jesus by verskeie geleenthede by hulle aangekom het. Jesus, wanneer hy by hulle gekom het in hierdie 40 dae, het hy hulle maar net weer en weer herinner aan alles wat gebeur het. Wat hy gedoen het en wat hy gesê het. Hy het hulle herinner aan alles wat hy vir hulle probeer leer het. En toe stuur Jesus hulle terug Galilea toe. Daar waar alles begin het. Daar waar Jesus hulle aanvanklik geroep het. Die plek na van waar af hulle gekom het. En dan sê Lukas vir ons, daar het Jesus weer by ons aangesluit. En hierdie gesprekke tussen ons en Jesus het voortgegaan. Ek sê daar was een groot raaisel wat ons uiteindelik uitgeklaar wou hê. Wat nou? Wat nou van die koninkryk van God? Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Jesus het dan so baie gepraat oor die koninkryk. Is dit nou die tyd? Gaan U nou die koninkryk van God laat kom? Let op broers en susters. Hulle praat oor die koninkryk vir Israel. Die koninkryk vir Israel, want wat hulle pla is dat hierdie wêreld waarin hulle is, nog krioel van al die Romeine. Die koninkryk vir Israel, Here, wanneer kom dit? Hulle bedoel die koninkryk van die hele Israel, soos wat dit in die ou dae was. Juda in die suide, die res van Israel
tot bo in die noorde. Wanneer gaan u dit weer vir Israel herstel? Here, soewereiniteit, selfbeskikking, dit was tog die doel, die hele idee, was dit nie? Dit was vir hulle 'n bitterpil om te sluk toe dit nie gebeur nie. Gaan Jesus, gaan hy hulle weer teleurstel? En dan praat Jesus. En hy sê die koninkryk kom gewis. Die koninkryk van God kom elke keer wanneer God se wil gebeur. Dan verskyn die koninkryk soos 'n vuurvliegie se lig wat in die duisternis flikker. Gaan die vuurvliegie se lig af, dan sien jy hom nie meer nie. Die koninkryk van God, sê Jesus, is klaar hier. Al gebeur dit dat julle dit miskyk. Maar die koninkryk kom ook nog. Die koninkryk kom ook nog wanneer die vuurvliegies se lig so helder soos die son sal skyn. Wanneer God dit in vervulling sal laat gaan, dit hang van God af. Daaroor hoef julle nie te verknies nie. Tyd is in God se hande. Tyd is uiteindelik God se besluit. Wag maar net. Israel, hierdie klompie disippels moet leer dat God nie net Israel se God is nie. Hy is die skepper van die ganse wêreld. Hy is die skepper van die ganse kosmos, die hemel en die aarde. God kan jy nie inperk tot net dit wat Israel se grondgebied is nie. Israel was God se voorbeeldvolk. Israel was God se voorbeeldvolk. Dit was nog altyd God se bedoeling met hulle, dat hulle daardie voorbeeldvolk van God moes wees. Hulle moes al die ander nasies uiteindelik na God toe bring en na God toe lei. Jesus sê, dink groter. Dink nie net Israel nie. Want God regeer tot aan die uithoeke van die wêreld. Dink hemel en aarde en nie meer net Israel nie. En dan het ons gelees, voordat Jesus in die hemel opgeneem is, het hy bevele gegee aan die manne wat hy uiteindelik as apostels uitgekies het. Met wie hy gepraat het oor die koninkryk van God. En wat sê Jesus? Hy sê, wanneer ek nou binne enkele oomblikke in die hemel opgeneem gaan word, wanneer ek nie meer fisies by julle is en julle my kan sien nie, moet julle weet, dit is nie die einde nie. Hierdie dinge wat gebeur, is eintlik maar net 'n nuwe begin.
Die begin van die goed wat nog moet gebeur. En dan gee God opdragte. God deel dan vir hulle werk uit. Hoor mooi. Nou word disippels volgelinge wat vir Jesus agterna geloop het. Nou word hulle apostels, uitgestuurdes binne in die wêreld in, wat op 'n besondere manier moet gaan voorloop. Moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag daar totdat die gawe kom wat die Vader beloof het, soos wat julle my hoor sê het vir julle. En dan, wanneer daardie gawe wat God beloof het gekom het, dan sal julle disippels apostels word, gestuurdes wees. Dan sal julle my getuies wees in Jerusalem, in Judea, in Samaria en tot aan die uithoeke van die wêreld. Hoorie wat sê Jesus, broers en susters? Nou rus die onus op julle. As die koninkryk gaan gebeur, as Jerusalem en Samaria van die koninkryk van God te wete gaan kom, as Galilea en Rome hoegenaamd iets van die koninkryk van God gaan hoor, dan hang dit nou van julle af. Die koninkryk van God is nou julle sin. Hier in die doodgewone wêreld moet julle nou aan die koninkryk van God sigbare gestalte binne in die wêreld gee. Maar gaan net eers bietjie terug. Gaan net eers 'n bietjie terug Jerusalem toe en wag daar. In hierdie klein rukkie tyd, wat ons weet, broers en susters, 10 dae is, sê Jesus, doen niks. Wag net. Berei julle self voor vir dit wat dan gaan gebeur. Want sien, wanneer dit gebeur, dan gaan julle nie ledig bly nie. God self gaan kom. God self gaan kom om julle met die Heilige Gees te doop. En wanneer dit gebeur, dan is die spreekwoordelike vet in die vuur. Jesus se hemelvaart herinner aan Elia sinne. Toe die vuur waar uit die hemel uit afkom om vir Elia op te laai. Toe val Elia se mantel as profeet op Elia se skouers. Dadelik het Elisa al Elia se gesag as wettige opvolger van hom ontvang. Jesus se mantel val op ons. Die vuur van die Heilige Gees
val op ons. Dit trek ons uiteindelik in. Die Vader gaan die Heilige Gees, waarvan ek julle vertel het, nou vir julle elkeen gee. Die Heilige Gees gaan julle toerus om uiteindelik te doen wat julle moet gaan doen. Die Heilige Gees gaan by julle wees soos wat die Heilige Gees by my was en my bygestaan het in alles wat ek doen. So gaan die Heilige Gees nou by elkeen van julle wees. Johannes het julle wel met water gedoop, maar julle sal binne die volgende paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Disippels word nou apostels. En hulle staan oopmond in verwondering en kyk na die hemel. En skielik tik 2 engele hulle op die skouer. Dieselfde engele wat 'n klompie dae terug by die oop graf gesit het. Galileërs, waarom staan julle so in verwondering na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat nou net van julle af in die hemel in opgeneem is, sal net so terugkom, soos wat julle hom gesien het opgaan. Opkykery baat julle uiteindelik niks. 'n gesoek na die hemel daarbo gaan vir julle uiteindelik niks maar niks oplewer nie. Wat julle nou moet doen, is dat julle moet fokus op afkyk. Nou moet julle fokus op die wêreld. Dit is hiernatoe, hier na onder toe, dat Jesus gaan terugkom. En dus hier onder in die wêreld, waar die werk op julle wag. Werk wat julle moet klaarmaak, voordat hy weer gaan opdaag. Op julle eie. Op julle eie sal julle nie die koninkryk van die hemel aarde toe kan afbring nie. Maar as dit wat julle nou net gesien en beleef het, vir julle lyk of Jesus pad gegee het, asof Jesus julle alleen gelos het, dan sit julle die pot mis. God het Jesus en die koninkryk waarvan hy die hoeksteen is, nie op ys gesit nie. Ingegrendel, totdat al die kommer en al die sorge van die wêreld, tot die grootste en dodelikste siekte van hulle almal, die sonde weggegaan het nie. Jesus is nie op lang verlof gestuur nie. God het eintlik alles in hom in vervulling laat gaan. Jesus raak nou alles, selfs die onbenulligste menslike ervaring waarvan julle weet en waar julle afaan julle kan dink aan. Hoe? Hy sit aan die regterhand van God.
Van daar af heers en regeer hy. Heel eerste is die Gees van die Vader na julle toe op pad. En dan is die Seun na julle toe op pad. Hier kom krag. Hier kom die koninkryk van God. En broers en susters, die koninkryk van God is toe nie net 'n mooi storie met 'n tragiese of 'n teleurstellende einde nie. Die koninkryk van God is nie maar net aangeleerde menslike gedrag, goeie maniere, gawe en goeie beginsels, 'n klompie mooi nikszeggende beloftes nie. Die koninkryk van God is 'n nuwe wêreld. Is 'n kerk. Is mense. Is gestuurdes met 'n agenda. 'n nuwe lewenstyl. Dit is die lewe self. Dit is liefde en dit is omgee. En dit is God by en met ons. Die koninkryk van God is mense wat weet wie God is, waar God is, wat God wil hê, en hulle kry dit bietjies vir bietjies reg. Hulle kry dit bietjies vir bietjies gedoen. Hoor u? Jesus sê vir die apostels, Jesus sê vir u en vir my, ons is op afgedeelde diens. Mense met 'n besondere opdrag. En wat is hierdie opdrag? Ons het die taak en die opdrag om te doen daardie dinge wat voorheen en gewoonlik net deur God gedoen is. Ons het die taak en die opdrag om uiteindelik lewe moontlik te maak. Ons staan in die wêreld as mense met nuwe insigte. Die heel eerste insig dat mag verskuif het. Sonde en die Satan is verlede tyd. Hulle dae is getel. Ons kom met nuwe insig, nuwe hoop, nuwe waardes, nuwe maniere van dinge dink en doen. Nuwe liefde wat ongeken is binne in die wêreld. Moenie die wêreld verlaat nie, sê Jesus, sê sy hemelvaart. Nou is die tyd wat julle die wêreld moet invaar. Nou is die tyd waarin julle moet gaan leef. Nou is die tyd wat julle met oorgawe gaan leef.
Dis 'n geflikker. 'n Geflikker soos vuurvliegies se lig. Maar daar is alrig. Daar is allig. Die Heilige Gees gaan by en met julle wees. Amen. Terwyl ons sit, kom ons bid saam. Ons Vader, en Jesus wat in die hemel is, laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied hier op die aarde, net soos in die hemel. Gee ons, Here, vandag ons daaglikse vuur, sodat U lig sal skyn en die duisternis sal wyk. Amen. Broers en susters, ons slotsang is gesang 562. Ons sing daarvan al 4 die verse. 'n aandgebed waarin ons toewy aan die Here, ook in die nag wat voorlê. 'n Aandgebed waarin ons vra dat iets van daardie lig tog môreoggend nie net ons lewe sal verlig nie, maar dat ons lig uiteindelik die wêreld sal verlig. Daarna die seën, daarna ons wegsendingslied waarin ons vra vir die seën en daarna die uitspreek van die seën.
ontvang nou die seën van die Here. Die Here is voor jou om vir jou die pad gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou op koers te hou. Die Here is onder jou om jou te dra as jy val. Die Here is binne in jou om jou te inspireer. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bo jou om jou te seën. So seën die Drie-enige God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, ons elkeen van nou af tot in ewigheid. Amen.